Goeiedag, ek is Dominee Natasha en wat 'n voorreg om weer eens in die woord te verkeer. Vandag praat ons juis oor onboeibare woord, onbreekbare geloof. Stop hierdie video, gaan kyk wat staan daar so in 2 Timoteus 2 vers 1 tot 13. Kry 'n koppie koffie en dan gesels ons. Het jy al gevoel of die lewe jou vasgevang het? So vas dat dit voel asof niks vorentoe beweeg nie, asof jou geloof self in boeye sit. Dis presies waar Paulus homself bevind het toe hy 2 Timoteus geskryf het. In 'n tronk, vasgeketting, maar sy geloof was vryer as ooit. Hy sê juis, ek sit in boeye soos 'n misdadiger, maar die woord van God kan nie geboei word nie. Wat is die kernboodskap as jy regtig na hierdie stuk kyk? Dit is een van die grootste waarhede van geloof. Jy kan 'n mens vasdruk, maar jy kan nooit God se woord vasmaak nie. Sy waarheid breek deur mure, deur pyn, deur ons eie swakhede. En dan sê Paulus, wees sterk deur die genade wat in Christus Jesus is. Wees sterk. Nie sterk omdat jy alles reg kry nie, nie sterk omdat jy volmaak glo nie, maar sterk omdat Christus in jou glo. En glo jy die potensiaal om te groei in geloof en verhouding met hom en die verskil te wees. En daarom gee hy jou en my die keuses om te maak, om hom te volg of nie, om sy Heilige Gees se leiding te vat of nie. Maar kyk na die 3 beelde wat eintlik in hierdie stuk sê, want Paulus gebruik 3 prente wat ons elkeen eintlik ken. Die eerste is die soldaat wat gefokus bly en nie inmeng met gewone dinge nie, want hy weet waarvoor hy veg. Tweedens, die atleet wat volgens die reëls hardloop, want die kroon kom nie by kort paaie nie. En die derde beeld is die boer wat hard werk en wag vir die oes, want hy glo die belofte is betroubaar. Julle, dis hoe geloof lyk. Dit vra fokus, dissipline en geduld, maar bo alles, dit vra vertroue dat God getrou bly, selfs wanneer ons nie is nie. Nou miskien voel jy vandag, dat jy vas is, vas in bekommernis, in 'n onsekerheid, in jou eie tekortkominge. Onthou hierdie woorde, as ons ontrou is, hy bly getrou. Hy kan homself nie verloon nie. God gee nie op jou nie. Moenie op jouself in Christus ophou nie. Sy genade bou waar jou krag breek. Dink net hoeveel keer het jy weer opgestaan. Jy het op tye gedink jy gaan nie situasies deurmaak nie, maar vandag sit jy hier en jy het soveel al deurgemaak deur die genade en die woord wat hy in jou begin het, sal hy voleindig. Kom ons sluit die oë. Here, u woord kan nie geboei word nie. Maak ons vry van vrees, vol van die genade en sterk in die geloof en liefde. Leer ons om soos goeie soldate te volhard, soos atlete volgens u reëls te leef en te oefen in ons geloof. En soos boere te wag op die oes van die trou, maar ons kant te bring, om te plant in Christus Jesus, u dreenige God, waar u deur ons werk, help ons. Amen. As hierdie boodskap jou aangeraak het, deel dit graag met iemand wat dalk vasvoel. Miskien is jy vandag God se manier om sy onboeibare woord verder te dra. Geseënde week verder. Tata.